Nevertheless, the gloom will not be upon her who is distressed, as when at first he lightly esteemed the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward came more heavily oppressed her by the way of the sea beyond the Jordan in the Galilee of the Gentiles. For every warrior's sandal from the noisy battle and garments rolled in blood will be used for burning and for fuel of fire. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulders, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Johannes 3 vers 16 en 17, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar 'n ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word.
wierook en mirre. En dis waaroor dit gaan. Geskenke gee. Yes, nee, julle kan my nie so gevrik aankyk, asseblief. Praat bietjie saam. Gaan dit oor geskenke? Nee. Sê weet, een groot geskenk wat vir ons gegee is. Ja, jy sien die mensdom se hele storie nou as jy na die geskiedenis kyk, was om op een of ander manier by God uit te kom. Daarom het hulle die toring van Babel gebou. Hulle wou hom hier opvat, want hulle wil by hom uitkom. Psalm 121 staan daar, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Nou waarom het die ou opgekyk na die berge? Want hulle het op die berge hulle altare gebou, want hulle het gedink, God is daar bo iewers. So hoe nader ons aan hom kan kom, hoe beter is ons kans dat hy ons hoor, dat hy ons sien, dat ons hom miskien kan ervaar. So dit was nog altyd hoe mense gedink het, en nou moet jy gou stop en vir jouself vra, maar is dit hoe ek nog vandag dink? Dat God is daar iewers. Hy is mos die ou daar bo wat check wat ons hier onder aanvang. Of soos Antoinette Pinaar gesê, die blou dak se baas. Is mooi nie, die blou dak se baas. Is dit hoe ons dink? En ek dink baie keer dink ons so. En ons vergeet waaroor Kersfees gaan, die geskenk wat vir ons gegee is. Wat die hele storie kom omdraai. En gesê het, maar ek kom nou na julle toe. Ek kom na julle toe. So in hierdie Kersfees, laat dit ons 'n bietjie dink. Stop gou vir 'n oomblik en dink en besef, Kersfees gaan oor God met ons, Immanuel met ons. En soos wat ons Kersgeskenke uitdeel, en soos wat ons vir mekaar geskenke gee, is dit 'n herinnering aan, soos Hansie gesê, die groot geskenk wat vir ons gegee is. Nou ek dink, een van die mees teleurstellende goed, is wanneer jy vir 'n kindjie 'n geskenk gee en hy maak hom oop en hy smy die ding daar weg en sê, nee, dis nie wat ek wou gehad. En ons moet onsself ondersoek. We need to really look at ourselves and ask ourselves, is this what we're doing with the greatest gift that was ever given? We are not utilizing it. We're not using it. We're not living in gratitude for what was given. At great sacrifice, but with incredible love. And Mary read to us about, he will be called the everlasting Father. You know what? It was such a earth-shattering thought to the Jews when Jesus came and he said, I call him Father. They said, hoe kan jy die almagtige God jou Vader noem? Hulle kon dit nie begryp nie. En daarom het hulle hom doodgemaak. Want hulle het besef, as ek hom Vader noem, wat maak dit my? Dan maak dit my mos sy kind. So laat ons weer in hierdie tyd dink aan die vlees wat Ria vir ons gelees het, wat mens geword het. Die vlees wat mens geword het en onder ons kom woon en nou binne in ons woon in hierdie Kerstyd. Laat dit weer die waarheid van Kersfees vir ons word. This is from 1 John, chapter 1, verse 1 to 5. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. The life appeared, we've seen it and testify to it. And we proclaim to you the eternal life which was with the Father and has appeared to us. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. This is the message we have heard from Him and declare to you. God is light. In Him
there is no darkness at all. Sien, dit vat iets om 'n geskenk te gee. Vra maar vir Johan, hy weet sy budget breek. As hy hier Kersfees, dis iets waarvoor jy moet begroot. Kersgeskenk. Dit het vir Jesus ook baie gekos om as 'n geskenk na die wêreld toe te kom. He knew what was waiting for him. He prayed and said, Father, let this cup pass from me, but not my will, your will be done. En ons het nou hierdie pragtige idilliese lied gesing van 'n somer Kersfees hier onder die Suiderkruis. Maar as ons kyk al buite, dan lyk dit nie so idillies nie. Daar's swaar kry, daar's donker, daar's hartseer. Hoe gaan ons dan nou dit 'n heerlike somer Kersfees maak? In 'n donker wêreld is ons gevra om ons lig te laat skyn. So hier is die ding, die gedagte, jy kan alles vergeet wat ek vandag vir julle gesê het, maar hierdie ding moet jy onthou. Jesus het in Johannes 20, toe hy aan sy disippels verskyn, toe sê hy vir hulle, as the Father has sent me, so send I you. Weet jy, Fred, jy is die Here se Kersgeskenk aan die wêreld hierdie Kersfees. Jy, Willem, jy Ben, jy Ria, julle is die Here se Kersgeskenk aan die wêreld hierdie Kersfees. Waar daar duisternis is ons geroep om 'n lig te bring. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Sien, niks gaan verander as ons iets laat verander. Nothing is going to change if we don't let it change, if we don't bring about the change, if we do not bring a bit of light there where there is darkness, if we don't bring a bit of love where there is hatred, if we don't feed those who are hungry, if we do not comfort those who are mourning, if we do not clothe those who are naked, if we do not give something warm to those who are cold, nothing is going to change. So I'm asking you this morning, let's make this 'n helder somer Kersfees onder die Suiderkruis. En al wat dit van jou vra is, die Here vra nie dat jy die wêreld moet gaan verander. Die Here vra net dat jy iemand se wêreld verander. Iemand wat in duisternis is, mag jy vir hom of haar lig bring. Iemand wat honger is, gee vir hom of haar kos. Kyk, ons beplan ons nou al die Kersfees ete. En ek weet hy sal my vreeslik kwaadlik geneem het, maar my skoonpa, toe hy in Birchley Noord in Gauteng gebly het ons Kersdag, man, die tafels het gekraak, my skoonma se trifle, man, daai ding, ek eet nie trifle nie, maar daai ding eet. Die tafels het gekreun onder die vleis, en dan het hy vir die manne gesê, nou klim jy elkeen in 'n kar, en jy gaan haal iemand. Of het nou 'n ou is wat by die verkeerslig staan en bedel, of het wie ook al is, gaan haal hulle, bring hulle, sodat ons vir hulle 'n lekker Kersfeesmaaltyd kan gee. Kos so min, maar dit vra iets. En dis wat Kersfees van ons vra, is dat ons gaan en onsself gaan gee. En soos wat hy die groot Kersgeskenk is wat na ons toe gestuur is, stuur hy ons. Gaan in hierdie wêreld in, laat julle lig skyn, gaan wees sout vir die aarde, gaan maak 'n verskil. Dit help nie ons sit op ons blakers en ons vra vir die Here, asseblief kom maak 'n verskil. Hy sê, ek het jou gestuur. Ek het jou gestuur. So laat ons hierdie Kersfees 'n verskil maak en dit 'n beter Kersfees maak vir iemand. Ek wil hê ons moet saam bid en ek gaan tyd gee vir stil gebed.